Blaai saam met my as jy jou Bybel het, dan Lukas 5. So ons gaan vanmôre net by die Afrikaans werk, hoor. Lukas 5, vers 1 tot 11. Met my slides. Die slides is daar soos. Daar is hy. Dit is die roeping van die eerste disippels. Op 'n dag, toe Jesus langs die meer van Genesaret staan en die skare hom verdring om die woord van God te hoor, sien hy 2 bote langs die meer lê. Die vissermanne het al uitgeklim en was besig om hulle nette uit te spoel. Jesus het in een van die bote geklim, die een wat aan Simon behoort, en hom gevra om 'n klein eentjie van die land af weg te roei. Hy het gaan sit en die skare van die skei af onderrig. Toe Jesus klaar gepraat het, sê hy vir Simon, gaan uit na die diep water en laat sak julle nette daar om vis te vang. Meester, antwoord Simon, ons het die hele nag deur geswoeg en niks gevang nie, maar op u bevel sal ek die nette weer laat sak. En toe hulle dit doen, het hulle soveel vis gevang, dat die nette wou skeur. Hulle het vir die makkers in die ander boot beduie om hulle te kom help. Toe hulle daar aankom, het hulle albei bote so vol gemaak, dat het begin sink het. Toe Simon Petrus dit sien, val hy voor die knie van Jesus neer en sê, gaan weg van my Here, want ek is 'n sondige mens. Verwondering het hom en almal wat saam met hom aangegryp oor wat die groot klomp vis wat hulle gevang het. Jakobus en Johannes, Zebedeus se seuns wat saam met Simon gewerk het, was net so verbaas. Jesus het egter vir Simon gesê, moenie bang wees nie, van nou af sal jy mense vang. Nadat hulle die bote op die strand getrek het hulle alles gelos en hom gevolg. Dan gaan ons gou kyk net na Exodus 4, vers 1 en 2. Exodus 4, vers 1 en 2. Hierop het Moses geantwoord en gesê, maar as die Israeliete my nie glo nie, en hulle na my nie luister nie, as hulle dan sê, die Here het nie aan jou verskyn nie. Die Here sê toe vir hom, wat het jy daar in jou hand? Hy antwoord, 'n staf. Wat het jy daar in jou hand? Gooi vir my die eerste prentjie. Vanmôre wil ek vir julle hierdie prentjie wys. Ek hoop julle kan sien. Hy het 'n quote boor wat sê, God is in control, but he doesn't expect you to lean on a shovel and pray for a hole. So as jy na die prentjie kyk, dan sien jy, daar's 'n man met 'n graaf en die man leun op die graaf. En die prentjie het 'n besonderse groot boodskap vir ons vandag. Ons is altyd as mens ons maar besig om God te vra om in ons lewens en omstandighede in te gryp. Is dit nie so nie? Ja, dis. Ons het altyd uitdagings waarmee ons te doen kry. Ja, meeste van die tyd gaan dit goed met ons, maar selfs dan ook vra ons die Here om vir ons te voorsien. Ons vra die Here om ons te seën. Ons vra die Here om ons gesond te maak. Ons vra die Here om werk te gee. Ons vra die Here om finansiëel te ondersteun. Ons vra die Here om verhoudinge te herstel, want dikwels is daar mense wat gebroke verhoudinge het. Jy weet, probleme in die huwelik, probleme tussen ouers en kinders, probleme tussen vriende, probleme by die werk, en baie keer dan bid ons en ons vra die Here moet ingryp. Weet jy, die Here gryp in, maar die Here doen nie noodwendig alles. Meestal wil mense eintlik maar bid oor 'n saak en dan arms gevou sit en wag vir die Here om iets te doen. Meeste van die tyd bid mense oor 'n saak. Hulle bid oor hulle finansies en dan gaan sit hulle. Kyk bo toe hemel toe.
En kyk of daar die R200 tot uit die hemel uitgeval. Mense bid oor verhouding wat skipbreek gelei het, en dan gaan sit hulle agteroor. En hoop iets gebeur, hoop die aanhou kom maak reg. Die aanhou kom praat met my. Want ons het mos beloftes van die Here, is dit nie so nie. Ons het mos beloftes wat die Here sal voorsien ver bo dit wat ons kan bid of vra. Ons het beloftes wat sê wat ons ook al nodig het, kan ons kom en ons vra dit in die naam van Jesus. So ons het 'n graaf. Ons het beloftes. Ons het 'n graaf. Want die meeste mense leun op die graaf en hoop die gat verskyn van self. Dit is so. Niks is by God onmoontlik nie. Jy kan op die graaf leun en bonatuurlik kan God 'n gat laat verskyn. Dan maak jy 'n mistake. God is almagtig, hy kan. Maar kom ek sê vir jou, dit werk eintlik nie so. As die Here vir jou die graaf gegee het om die gat mee te grawe, is dit omdat jy ook die vermoë het om die gat te kan grawe met wat God jou gegee het. So, dis 'n belangrike konsep. Soos ek sê, alhoewel die Here sekerlik bonatuurlik kan ingryp en dinge kan verander sonder dat ek 'n vinger verroer, wil ek vir jou sê, meestal werk dit nie so. Kyk hier so die skrif wat ons gelees het van vissermanne wat hulle het groot geword met visvang. Hulle paas het vis gevang, hulle oupas het vis gevang, hulle oupa grootjies het vis gevang. Hulle ken van visvang en hulle die hele nag deur probeer visvang en niks gekry. En toe sê Jesus vir hulle, gaan so 'n bietjie in en gooi julle nette uit. Nou Lukas, het is 'n bietjie sagter met ou Simon Petrus in die storie. En hy vertel eintlik maar net hoe dat Simon gesê het, Here, omdat jy so seeslike doen, maar as 'n ander plek, die evangelies wat Petrus bietjie meer heftig beswaar aangeteken het. Hulle die hele nag geswoeg en hulle niks gevang nie. So, dit gaan nie eintlik help om weer die net uit te vang nie. Die vis byt nie. Waar is die vissermanne? Die vis byt nie. Maar uit die belofte van die Here, gooi jou net uit en jy sal visvang. Dis die belofte van die Here. Dis die belofte wat ek en jy ook in ons lewens het. Gooi die net uit en jy sal visvang. Maar voordat jy die nette uitgegooi het, sal jy nie die vis vang nie. En as jy die net uitgegooi, gaan jy met die net intrek met die vis. Hulle gaan nie van self in die boot spring nie. Jy moet iets daaromtrent doen. So baie keer dan bid mense, kom ons begin maar by finansies. Mense bid oor hulle persoonlike finansiële situasie en dit gaan moeilik en so meer en dan meeste van die tyd dan sien ons hoe dat mense sit met hulle hande gevou en wat ek al baie keer agtergekom het soos wat ek met mense praat, dan kyk hulle altyd so 'n bietjie na die ouens wat hulle dink baie geld het en hoop dat daai ouens gaan met 'n koevertjie kerk toe kom en vir my koevertjie gee. En wat ek dan ook sien, as daai ouens dan nou nie gou genoeg met 'n koevertjie kom nie, dan sal hulle, wat help nou gebed sonder 'n goeie skimp, as hulle nog 'n goeie skimp ook gooi by die ouens wat hulle hoop die koevertjie gaan bring. Maar jy sien, dis nie eintlik hoe dit werk. Want die Here het vir elkeen van ons ook vermoëns gegee om te kan werk of iets te kan doen. Die vrou het niks gehad, net een flesie met olie. En hier kom die man van God en hy sê vir haar, jy moet vir my 'n broodjie maak dat ek kan eet. Sy het net 'n flesie olie. Maar die belofte was,
dit sal meer word, maar sy moes iets doen. Sy moes gaan kanne leen, nommer 1, en sy moes daai botteltjie olie van haar flesie olifant en uitgooi, en die een kant na die ander kant vol maak, tot daar nie meer kanne oor was om vol te maak. En toe moes sy dit gaan verkoop, om die geld te kry om haar skuld te betaal. Die belofte was daar, die bonatuurlike ingryping van God was daar, want hy daar die olietjies van haar vermeerder, dat dit kanne en kanne vol gemaak het, soveel het sy gehad, dat sy al haar skuld kon betaal en kon leef, maar sy moes iets doen. Jy moet hierheen ook iets begin doen. Ja, maar ek het nie veel nie. Ek het nie veel nie. Die tweede skrif wat ek gelees het, was natuurlijk toe die slange nou die Israeliete gepik het, en hulle is besig om hulle duisende te sterf, en Moses sê, hy weet nie wat om te doen, wat gaan hy aanvang? En die Here vra vir hom, wat het jy in jou hand? Wat het jy in jou hand? Ek het 1 pak meel en 6 eiers. Hoekom bak jy nie skons of iets en verkoop 'n klompie skons en maak 'n bietjie profijt en koop weer meel en begin 'n bietjie meer bak? Ek vra my nie. Hoekom begin jy nie maar die graaf vat en 'n stukkie grond bewerk en koop 'n bietjie spinasie saad, want spinasie is die ding wat die maklikste groei en die vinnigste vir jou yield gee. 'n Plant vir jou klompie spinasie en oes spinasie, gaan verkoop spinasie en dan koop jy weer saad en jy koop 'n bietjie brood om te eet en jy doen iets. Lê op die graf. Ek vra jy man, wat het jy in jou hand? Wat kan jy doen? As 'n persoon, is 'n mede-SP-wag veteraan. Die oom het baie, ek dink hy kry net 'n sasapetjie. Maar weet jy, ons het 'n volgende naweek ons SP-wag die en hy kan nou nie die keer kom nie. Want hy is die oudste, hy is vir die heel eerste SP-wagte. Ons laat hom altyd ons vlag, SP-wag vlag huis. Die jaar kan hy nie kom nie. Want weet jy wat doen hy? Hy is, André is 80. Hy doen bed sitting, house sitting, vir 'n geld. Hy gaan, wanneer mense met vakansie gaan of vir naweke weggaan, dan gaan bly hy in die mense se huise en pas hulle honde op vir 'n geld. En so maak hy, want hy is nie meer sterk as jy hom sien, hy is basies 80. En jou liggaam is nie meer sterk nie. Maar hy kan hondjies kos gee. En hy kan water gee. En hy doen iets. Wat het jy in jou hand? Wat het jy in jou hand? Ek vra jou nie. Kom by jou ander, bietjie 'n moeiliker een. Mense bid dikwels wanneer hulle vasgevang is in 'n verkeerde lewe, verkeerde leefstyl, drank, dwelms, pornografie en wat ook al. En dan sien jy dat wanneer 'n mense vir sulke persone bid, dan beleef jy hoe dat die Here in 'n oomblik 'n persoon se lewe aanraak en verander. En in die graf, en dan begin hulle op die graf leef. En hulle doen niks verder om te groei in hulle verhouding met die Here nie. En 'n week later, dan is hulle weer waar hulle was, dronk, bedwelm. Want jy sê, die Here verlos jou, maar jy moet nou begin werk daaraan, om nee te sê vir die sonde. Die Here het jou verlos van sonde. Die Here het my verlos van sonde. Die Here het my vrygemaak van drank. Maar ek moet sê, nee, as hulle vir my 'n drankie aangebied het.
Ek moes maar aanvaar dat ek van my pelle verloor, omdat ek nie saam met hulle weer drink nie. Want die Here het vir my 'n nuwe familie gegee, nuwe vriende gegee. Ek moes iets doen, ek moes begin sê nee. En ek het jare terug harde besluite gemaak. Ek was lief vir manskorfbal, vir die ouens wat weet wat manskorfbal is. Ek het provinsiaal gespeel vir Stellenbosch. Maar een van die goed wat saam met die korfbal geloop het, is die bottel. Kyk, al die mans is nog nie gespeen gewees nie, is almal nog op die bottel. En ek moes sê nee vir my korfbal, wat vir my ongelooflik lekker was, as ek het dit verskriklik geniet. Daar's twee redes. Die eerste is, omdat daar so baie gedrink was, ek wou nie meer op 'n plek wees waar ek so blootgestel is aan drank. Nommer 2 is, hulle het geoefen, woensdaagaande, wanneer daar bidtuur by die kerk was. En bidtuur was vir my belangriker as my korfbal. So ek kon maandag gaan oefen, maar nie woensdag. En dan weet ek hoe kwaad is hulle as jy nie al die oefeninge bywoon nie, toe sê ek nee. Ek het my korfbal opgegee. Hoekom? Want ek wil met God 'n pad stap. En ek het met God gestap en God het my geroep. Ja, en vandag sit jy met. Mense, ons sien mense in hierdie einste kerk wat bevry word in 'n oogwink. En dan wonder ons ruk, waar is hulle? Want jy sien, jy het nie begin werk met God nie. Gooi vir my die tweede prentjie asseblief. Jy sien, jy moet hierdie ding verstaan. Just faith without work will lead to nothing. Ek hoop jy stap die prentjie. Help nie ek bid oor die plantjie en ek gee hom nie water. Help nie ek bid, Here, maak my vry en verlos my, maar ek begin nie dan 'n lewe van geloof leef. En nou, amen, oh me. Help nie ek bly net met te sê, ja Here, help my Here, ek voel so sleg, ek wil vir jou sê, jy moet dan 'n pad met God begin stap. En ek hoop, die mense hoor my vanmôre. Die Here het jou klaar verlos, hy het vir jou die graf gegee, maar jy sal die gat self begin grawe. Jy sal moet met God 'n pad begin stap. Daai plantjie van geloof in jou verhouding met die Here sal nie groei as jy nie die moeite doen om te bid, Bybel te lees en kerk toe te kom. Eina. Mense sê, jy het die kerk nodig nie. Ek sê vir jou, dan praat die grootste om twat. Jy het kerk nodig, want dis waar jou broers en jou susters saam met jou help en jou ondersteun om in geloof te groei. Mense is swak op jou eie. Dis hoekom die Here die liggaam gegee, hy het die hele liggaam gegee om mekaar te ondersteun. Hy het nie gesê die arm moet nou een kant in die veld gelê en die been moet daai een kant voor Pick n Pay gaan lê. As jy wil hê iets moet verander, moet jy daaraan werk. Baie keer, kom by die ander moeilikhede. Verhoudinge wat versuur. Dit gebeur nie in N3 nou nie, ek weet. Maar jy weet, iemand sal dalk weet, jy weet, verhoudinge wat versuur, mense wat kwaad word vir mekaar, vriende wat uit mekaar het spat en dan nou, jy weet, met gevoelens in hulle harte teenoor mekaar is. Mans en vrouens wat beklei in die huis, nie N3 nou nie. Ouers en kinders wat hakslaan, mense by die werk. En dan bid jy. Here, help, gryp in. Dan is hier 'n stem in jou hart wat sê, gaan sê vir hulle, jy's jammer. Nee, Here, jy verstaan nou nie mooi nie. Hulle langlys, hierdie boek is te dun om alles op te skryf wat hulle gedoen het. Gaan die sê ek jammer. Gesê vir hulle, jy's jammer. Nee, Here. Hulle moet kom askies sê. En dan wonder jy, hoekom eindig jou huwelik in 'n egskeiding? Hoekom dryf mense so uit mekaar dat hulle nooit weer met mekaar iets te doen wil hê?
Help nie jy bid, maar jy werk nie om die verhouding te herstel. Let's leave it at that. Help nie jy bid, en jy werk nie ook van jou kant af om 'n verhouding te herstel. My broers, my susters, weet jy, die Here help, maar die Here gee dikwels ons iets om mee te werk. Die Here gryp in, maar hy gee vir ons iets om mee te werk. Maar ek en jy moet ook ons deel doen en werk. Ek bid oor my finansies, maar ek gehoorsaam ook nie God se woord oor my finansies, wanneer hy sê, bring die hele 10de na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees. Ek moet my deel doen, om die guns en die seën van die Here te hê. Ek bid vir skape en vir beeste, maar ek vat hulle nie na die veld toe om te wei nie. Hallo? Jy moet inisiatief neem. Ek dink dis die belangrikste deel. Nadat ek gebid het en ouens, weet jy, as ek oor 'n saak partykeer bid, dan gee die Here vir my 'n antwoord en hy gee vir my 'n oplossing wat om te doen. Maar weet jy, ek moet dan die inisiatief neem om te doen wat die Here sê. Ek moet dit doen. Ek moet inisiatief neem. Mense, ons kan nie net hande gevou sit nie. Ons moet inisiatief neem. So wat ook al jou situasie vandag is, jy moet inisiatief neem van jou kant. En iets begin ook doen. Ons het altyd 'n ding onder die pastore, ons sê altyd, die Here sê net 'n poging, die Here sê nie niks. Amen. Die Here sê net 'n poging. Hy sê nie niks. Okay, sê dit vir jou daar langs jou. Die Here sê net 'n poging. Hy sê nie niks. Amen. Jy moet iets doen. Jy moet soos op hierdie prentjie, jy moet die plantjie water gee as jy iets wil oes. As jy nie die plantjie gaan water gee nie, gaan die plantjie kwyn en hy gaan sterf. Die geleentheid wat God jou gee, gaan net kwyn en gaan sterf. So jy moet begin iets doen. Werk om verhoudinge te herstel. Werk om 'n verskil in jou eie lewe en situasie te doen. En dit is so, ons sal baie keer sê, maar ek het nie. Dan sal die Here vir jou sê, soos wat hy vir Moses gesê het, wat het jy in jou hand? Jy het net 'n staf. Hoe kan 'n staf hierdie honderde duisende mense gesond maak? Net jou staf, gooi hom op die grond. Wat gebeur? Verander in 'n slag. Skielik het dit die aandag vir die mense. Moses se staf het daar 'n groot rol gespeel. Weet die farao, gooi hom daar op die grond, die word met 'n slang, tel hom op, dan sy weer 'n stok. Met ander woorde, nou skielik gee dit die aandag. In die woestyn toe die slang hulle pik, het hy dit en 'n slang op, en solank as die mense gekyk het, dan was sy staf met die slang om, het hulle gesond gemaak. Maar die mense moes ook iets doen, die belofte was daar, jy gaan gesond word, maar jy moes opkyk. Jy moes iets doen. Wat het jy in jou hand? Wat is die situasie waarin jy sit? Wat jy oor wonder, hoe kan ek, waar kan ek, hoe sal dit werk? Ek wil vir jou vra, wat het jy in jou hand? Wat kan jy doen? Wat kan jy doen om die situasie te verander? Doen wat jou hand vind om te doen. Amen. God sê net 'n poging. Hy sê nie niks. Petrus het gesê, die ou vertaling sê, op u woord sal ek nie net weer gesluk. Jy het 'n belofte van die Here. Begin reageer op die belofte. Moenie net bid, handjies gevou sit en hoop daar gaan 'n gat in die grond verskyn.
Jy het die belofte. Begin werk daarop. Begin iets doen met die belofte wat die Here vir jou het. Wat het jy in jou hand? Doen iets. Moenie net met jou hand gesit. Geef my die eerste prentjie asseblief. The quote of the week. God is in control, but He doesn't expect you to lean on the shovel and pray for help. Ek hoop dat dit iets in jou hart vasgemaak het. Amen. Verstaan jy hoekom partykeer jy 'n belofte van die Here het en dit nie vervul word nie? Want jy het nog nie jou deel begin doen nie. Verstaan jy die belofte, jy die skrif waarop jy staan? Want dit net nog nie verander nie. Jou verhouding met jou pa of jou ma het nog nie verbeter nie. Met jou broer of jou suster het nog nie verander nie.